dankbaar en bly om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Kyk gou vir jou langs en sê vir hom, ons bly jy is hier. Sê vir hom, jy is hier met 'n rede. Dis Hemelvaart. Ek dink een van die belangrikste aande, een van die belangrikste dae in 'n kind van die Here se lewe. Vir my is Hemelvaart een van die mees amazingste goed, en ek gaan vanaand so 'n bietjie daaroor gesels, oor die, ek dink as 4 of 5 goed, wat Jesus gaan doen het. So, hy is nie net opgevaar nie, maar daar is 'n rede. So kom ons gaan kyk, wat sê die woord van die Here, Handelinge 1, vers 10 en 11. Hy sê, en toe hy nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, en sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan nie vanaand oor ons nie, maar het gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. Here, ek kom vanaand en ek wil sê aan U kom toe. Al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte. Here, dankie dat ons weet, U goedheid en die genade is vanaand vir ons genoeg. Here, ons wil vanaand kom en sê, daar is niemand soos Koning Jesus nie. Aan hom kom toe die eer, die lof en die aanbidding van ons hart. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou gesels rondom die gedagte, ek het 'n verteenwoordiger. So ons snaaks dat ons kyk en ons is geneig om baie maal te kyk na die woord van die Here en ons sê ons, Jesus het opgevaar na die hemel toe en ons is dankbaar daarvoor, maar die rede hoekom hy opgevaar het, is nie vir my so duidelik. En ek wil ons moet vanaand so 'n bietjie kyk na die rede hoekom hy opgevaar het. Nou die eerste ding wat in my kop opgekom het, toe ek vanmiddag hier dan sit en dink en ek wees om voor te berei, toe begin die Here met my te praat oor die eerste rede hoekom Jesus opgevaar het na die hemel toe, was om op sy troon te gaan sit. Wat sê Markus die 16de hoofstuk? Hy sê, hy het opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, waar hy intree vir my en jou. So die eerste ding wat in my kop opgekom het is, hy het opgevaar na die hemel toe en sy regmatige plek weer ingeneem. Kan ek het gou verduidelik? Ons het Jesus 'n stuk laer gekry. Want toe Jesus op aarde was hy nie hier as 'n koning nie. Hy was hier as dienst. Hy was nie hier gewees as die een wat sê hoe dinge gebeur nie. Hy was die een gewees wat geluister het na sy Vader oor hoe dinge gaan gebeur. En die oomblik toe hierna gaan sit en kyk, toe begin het in my hand op te kom dat Jesus het eerste sy regmatige plek gaan inneem. Die tweede ding wat ek vanaand kan sê, wat Jesus gaan doen het, of hoekom hy teruggegaan het na die hemel toe, is die feit dat hy vir ons nou kan intree. Romeine 8 vers 34. Nou, dis nou vanaand waar my woord gaan begin inkom, waar ek het 'n verteenwoordiger. Ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek hou nie daarvan om mense te hê wat my sê wat om te doen, as hulle self nog nie dit gedoen het nie. Ek weet nie of jy ook so is nie, maar ek is so. As jy vir my sê, jy moet so en so en so doen, en ek vra vir jou, het hierdie al met jou gebeur, jy sê vir my nee, dan sê ek nou, hoe weet jy? Want dit gebeur so, dat ons baie keer boekekennis het, of kopkennis het, maar ons was nooit deur die situasie waarin
ons elke dag moet leef nie. En daarom, toe ek hierna gaan sit en kyk, toe dink ek daaraan, die eerste ding wat vanaand vir my uitstaan, is Jesus was op aarde gewees vir 'n rede. Hy het opgevaar na die hemel, waar hy vir my intree, maar hy tree nie net vir my in nie, hy ken die situasie, hy weet waarheen ek gaan, hy is my verteenwoordiger, want hy was waar ek is. Dit maak so 'n bietjie 'n ander gedagte by my oop, want die oomblik wat Jesus nou vir my intree, sê die woord van die Here, hy tree vir my in, dan weet ek, hy tree nie net in, hy kom kennis nie, hy tree in, uit ondervinding. Here, ek weet, Vader, ek weet, dat Ben nou deur dit gaan, maar ek wil net verduidelik, die oomblik toe ek daar was dit sekere dinge, wat ek moes in vasstaan, om daar deur te kom, Here, en ek wil vanaand bid, dat hy sal vasstaan in hierdie situasie, dat hy sal vasstaan in daardie spore, dat hy sal vasstaan en sal weet, hy is nie alleen nie. En dan ek toe hierom gaan sit en dink, toe dink ek, wow, is dit nie 'n amazing ding, om te weet, my verteenwoordiger weet presies, waar ek gaan nie. Die derde ding, wat vir my uitstaan, en dit staan in Johannes 14, opgeskrywe, dan sê hy daar so, die eerste woorde is, laat julle harte nie ontstel word nie. So, wat hy eintlik vir ons sê is, ouens, raak kalm. En ek dink hierdie disciples, toe hulle daar staan, en hulle kyk hoe hy in die hemel opvaar, was daar 'n bietjie 'n emosionele gevoel van, hey, nou wat nou? Ek weet nie van jou nie, maar ek is bekommerd oor die dag van môre. Ek is bekommerd, want ek weet nie wat gaan gebeur nie, want daar is sekere dinge wat my pla, en Jesus is nie om te sê nie. En die oomblik toe ek hierom gaan sit en dink, toe dink ek, it's amazing dat Jesus sy disciples reeds gesê het, laat julle harte nie ontstel word nie. Oh man, jy gaan beluister, vat my saam, en moenie my los nie. Hey, die gesin hoe lyk het, Here help my, moenie dat jou hart ontstel word nie. Glo in God, glo ek in my, ek weet nie vanavond van jou nie, maar hierdie het vir my iets begin sê, wat hy eintlik vir my sê is, ek weet waarheen jy gaan, maar hou goeie moed. Ek weet waarheen jy gaan, moenie opgee nie. Ek weet waarheen jy gaan, moenie gaan lê nie. Ek weet waarheen jy gaan, moenie vanaand net terug sit nie. Ek wil hê, jy moet verstaan. Ek weet waar jy is. En dan is 'n toekoms wat ons is so geneig om baie keer te sê, pastoor, maar wat is ons kinders se toekoms in ons land? Of wat is ons toekoms in die land? Of wat is die? Ek weet nie vanaand van jou nie, maar my Bybel sê, daar is 'n hoopvolle toekoms. My Bybel sê, God het 'n plan. My Bybel sê, God weet waarheen ek gaan. En weet wat? Dit maak dit vanaand vir my die moeite werd. En dan sê hy, in die huis van my Vader is daar baie woning, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê, maar ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Ek weet nie van jou nie, maar dit maak my excited. Daar is iemand wat hier vanaf gegaan het na die hemel toe. Iemand wat weet wat hier aangaan, wat teruggegaan het en gesê het, ek sal 'n paar plekke moet kry vir die ouens wat hulle koppe hard gestap het daaronder. Want hierso is ietsie wat hulle gaan moet kry, wat hulle weer so 'n bietjie rustig gaan maak. Daar's iemand wat my verteenwoordig, wat vanaand presies weet hoeveel seer, hoeveel swaar, hoeveel bekommernis, hoeveel dinge ek deurgegaan het. Waarom? Want hy is daar weer. Hy sê daar so,
sodat ek vir julle 'n plek kan berei. Wat so plek gaan hy vir ons berei? Ek weet nie vanaand van jou nie. Vers 3 sê die woorde, hy sê, en as ek gegaan het, en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer, oh man, en ek weet nie of jy dit raak gelees het nie, maar ek gee vir my belofte, hy sê, ek gaan dalk weg, maar I'll be back, ek gaan dalk 'n eentjie verder, maar ek sal terug wees, moet nie bekommerd wees nie, moet nie jou hart omkrap nie, moet nie dink, dit gaan nie gebeur nie, pastoor, ja, dit sê nou al 2000 jaar, Jesus kom, kan ek het vanavond vir jou sê, sy koms is voor die deur, en as jy vanavond in gemeente kom, staan op en sê, ek weet, my koning gaan kom, om sy kinders te kom haal. Die Bybel sê, hy sê, ek kom weer. Man. En dan van die dag kom dat hy weer kom. En weet wat? Dan gaan hy ons saam met hom neem. Ek weet ook maak het vir jou sit nie. As ek vanavond afstap, en ek vat vir die man aan die hand, en ek sê, kom, ek gaan hom saam met my neem. Hy gaan nie bly waar hy is nie, want ek het vir hom beter in stoor. Ek wil nie hê, hy moet tussen daar nie wees nie, hy moet vanavond uitstaan as 'n lig, hy moet vanavond uitstaan as iemand wat vanavond 'n oorwinning kan leef. Kan ek het vanavond gaan vir jou sê, ek kan gaan sit, kan ek het vanavond vir jou sê, ons leef nie in oorwinning nie, want ons glo nie, hy kom weer nie. Pastoor, hoe kan jy so sê? Kan ek maar vanavond vir jou sê, hy leef vir in my hart. Man, as jy gesien het, hoe hy sy voet op die wolke sit, en opstyg, sal jy nie vanavond gesê, my leef nie. Oh no, jy sal gesê, oh man, hy leef hier in my hart. Weet wat, dit maak nie saak wat die wêreld sê, of die Islam sê, of die ateïs sê nie. Ek ervaar hom in my binneste, en ek weet, hy gaan weer kom om sy kinders te kom maak. As jy dink dis lekker, hy sê, sodat, kyk hoe vir jou langs en sê vir ons sodat. Dis 'n verklaring wat hy maak. En hy sê dit met autoriteit, sodat. As dit kom, gaan iets gebeur, sodat julle ook kan wees waar hy is. Jy sien, ons grootste probleem is ons leef net vir vandag. Ek het so reg terug, dat ek ook omgaan om 'n bietjie gechallenge het. En ek wil begin klaarmaak. Die oom het my gechallenge op 'n vlak wat ek gedink het ek challengebaar is. Hy het my gevra, pastoor, hoe jy van hemel toe? Toe sê ek ook, volgens die woord van die Here, en volgens wat ek weet, gaan ek definitief, there's no two ways about it. Toe sê ek, pastoor, jy klink bitter seker van jouself. Toe sê ek, my oom, ek is so seker, ek sal my hand op die Bybel sit. Hy sê, nou kom drink julle aan vol om my te bly. En toe hy dit vir my sê, toe kom daar so iets in my hart op, want jy weet, ek wil nou antwoord. En ek sê, God het ons die menslike kennis en insig gegee om sekere dinge te doen, om te kan lewe, tot in die dag toe hy kom, om
om ons te kom haal. Ek neem dit verantwoord, as jy vanaand dood gaan, het God vir jou kom. That's it. Maar daar gaan 'n dag kom. En 1 Tessalonisense 4 sê, en daar gaan 'n dag kom. Ek weet nie van jou nie, maar dit maak my excited. Daar gaan 'n dag kom. Ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my, daar die dag is om die draai. Hy sê, daar gaan 'n dag kom. Want wat gaan gebeur? Hy sê, waar ons hom in die lig tegemoet gaan, en by hom gaan wees, tot in alle ewigheid. Ek weet nie van jou nie, maar dit maak my excited. Dit maak my vanaand dat ek sê, ek weet hoekom hy weggegaan het. Hy het gegaan om 'n plek te gaan voorberei, sodat hy weer kan kom om ons, sy bruid, sy kinders, te kom haal. Pastoor, maar dis nie so maklik as hy nie is nie. Hy sê, ek sal gaan, en ek sal die belofte wat my Vader aan my gegee het, aan julle gee. Wauw, wat 'n belofte praat hy van. Hy sê, ek sal die belofte wat my Vader aan my gegee het, aan julle gee. Here, waarvan praat hy? Ek gaan vir julle iemand stuur. Here, ons wil iemand anders sê, ons wil nie. Die Griekse woord sê alas, dieselfde as. Waarvan praat hy? Hy sê, ek sal vir jou stuur 'n belofte. Ek gaan vir jou iets gee, wat baie beter is, as wat ek is. Here, dit kan nie wees nie, want as niks beter as U nie. Toe ek op aarde was, het ek die wonders en die tekens gedoen, maar ek stuur vir julle die Heilige Gees, die Parakletos. Ek stuur vir julle die Comforter, die ene wat jou gaan bystaan, vertroos, die een wat jou gaan toemaak en gaan beskerm, die een wat jou krag gaan gee en jou dryfveer gaan wees. Ek stuur vir jou hom, want weet wat? Alles wat ek gedoen het en nog meer sal julle kan doen in die naam van Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader. Man, he went away for a reason. Hy het weggegaan om sy plek in die troon in te neem. Hy het weggegaan om my verteenwoordiger te wees van die aarde. Hy het weggegaan om vir my hoop te gee en te sê, ek moet nie bang wees vir wat kom nie. Hy weet daarvan. He's been there and he's done that. Hy het vir my gesê, hy gaan vir my 'n plek voor te berei. Oh man, hy gaan om iets te maak waar ek kan gaan bly. Hy sê, maar hy kom weer, sodat ek kan wees waar hy is. Het 'n mens wees agtergelaat? Nee. Ek stuur vir jou die Heilige Gees om binne in jou te woon. Man, ek wens julle kan my prentjie sien wat in my kop aangaan. Om binne in jou te woon, sodat as jy die môre opstaan, staan jy nie op met gister se vrese of oormôre se bekommernisse of die dinge wat jou vashou, of jou gesondheid, of jou liggaamlike, of jou geestelike, of jou psigiese, of jou emosionele. Jy staan op en jy
who knows where I'm going, but who also knows what I've been through. En toe ek vanaand na hierdie gedeelte kyk, sal jy vir my asseblief Handelinge 1 weer opsit. Volgende vers asseblief vers 11. Nee, ekskuus. Ja, hy sê, waarom staan ek kyk julle na die hemel? Die twee julle staan daar, hy sê, hey, wat sien julle? Julle is nie verstaan nie. Nie ons verstaan. Die probleem is, hoe lang gaan jy nog staan en opkyk, in plaas om verander te gaan vertel, hy leef het opgestaan. Hy het opgevaar in die hemel, waar hy sit aan die regterhand van die Vader. Wie wat sê dat vir my? Waarom staan julle nog en kyk na die hemel? Hoe lang gaan jy nog verwonderd wees oor God se grootheid? In plaas van dat jy beleef wat God se grootheid is. Maak 'n massiewe verskil vanaand. Ek weet nie vanaand van jou nie. I don't want to see the awe of God. I want to live in the awe of God. Het is nogal snaaks dat Handelinge skryf, Paulus skryf, hy sê, dat hulle sê vir hulle, soos julle hom sien kom het, as soos julle hom gesien wegvaar het, so sal hy kom. Net so sal hy kom, soos julle hom in die hemel sien wegvaar het. 1 Thessalonians 4 skryf hy, en daar kom 'n dag, waar die graf te gaan breek. Hy sê ons wat in die lewe is, hoegenaamd nie voor is nie. Maar ons gaan hom saam in die lig tegemoet gaan. Hoekom? Want hy het vir 'n plek voorberei. Om te wees waar hy is vir die res van my lewe. Ek het so so 2 weke terug wakker geword met die gedagte 4 uur die oggend op my wat regop sit in my bed. En die gedagte is die ewigheid is een uitasemhaling ver. Lekker daar is. Maar ek fokus so op die een wat ek intrek, dat ek nie dink aan die een wat ek uitblaas nie. Ek weet nie van jou nie. Ek wil vanaand kom en sê, Here, dankie dat jy opgevaar het na die hemel toe. Want ek het 'n aardse verteenwoordiger namens my optree. Ek het nou dag so storie op TV gekyk waar daar prokureurs was wat 'n saak moes beklei en toe moes hulle na 'n militêre hof toe gaan en alles wat hulle van die regstelsel geweet het nie waarde in die militêre hof nie. Hulle moes
militêre prokureur inkry om hulle die termes en terminologie en goed te wys wat in die regstelsel van die weermag dan werk. En hierdie was twee briljante prokureurs. Hulle het gesê, nee, hulle gaan hulle self verteenwoordig. Na die eerste ene, die judge, het hulle gesê, as jy nie 'n militêre prokureur inkry nie, moet asseblief nie julle voete nou opsit nie. En ek het maar vanaand vir jou sê, my advokaat ken nie die regstelsel van die hemel nie. Maar hy weet wat hier aangaan. En ek weet nie van jou nie, maar ek sal geen ander verteenwoordiger wil hê as die een wat die pad voor my uitgeloop het nie. Die slegte deel is, ek wil klaar maak met dit. Baie van ons ken goeie prokureurs en advokate. Die rede hoekom hy goed is hy kan beter lieg en beter loopholes kry. My advokaat kan nie lieg nie. Maar omdat hy weet waar ek gaan, sê die skrywer van Psalm, hy is die kenner van my hart en die proewer van my niere. Hy weet hoe ek optree, hy weet hoekom ek so optree. Hy hoef nie te lieg nie. Hy kan dit sê, sonder ek sy hart dat ek weet. Ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek, ook die slegste onder die slegstes, wil net vanaand kom en sê, ja, so dankie dat jy opgevaar het na die hemel toe. Onthou jou 5 redes, het gegaan om plek te berei. Het gegaan om jou verteenwoordiger te wees. Hy het gegaan omdat hy wanneer jy moet hê. Hy het vir jou trooster gestuur om by jou te wees. En hy gaan weer kom om jou te kom haal. Om by hom te kan wees tot aan alle ewigheid. Sê vanaand sê, Here, ek wil by u kom bly tot aan alle ewigheid. Sê, moet die hand nog op toe. Dankie vir die handen wat daar opgaan. Kom ons staan op, dan gaan ons saam bid. Onze Vader, wat in die hemel is, so dankbaar dat ek vanavond kan opstaan en my hand opsteek en sê, ek kies u as my verteenwoordiger. Ek wil niemand anders hê as u nie. Want u het in die woord gesê, u is die weg en die waarheid en die ewige lewe, en niemand gaan na die Vader behalwe deur u nie. Ek wil net vanavond kom en sê, Here, ek is so dankbaar dat u opgevaar het na die hemel toe, sodat ek vanavond 'n verteenwoordiger het. Iemand wat my lief het. Iemand wat vanavond namens my opstaan. Iemand wat vanavond weet hoe my hart werk. Iemand wat deur is waardeur ek gaan. En ek wil vanavond bid en vra, Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade. En dat ons gereed sal wees om u te ontmoet wanneer u kom om ons te kom haal. Dis my gebed in Jesus naam.
Amen en amen. Ek het die sitplek neem. Ek het nou gewoon iets gesit en dink en ek kan weer deel. Ons sê baie keer dat Jesus deur alles is waardeur ons is, maar ek het aan iets gaan dink spesifiek wat my pla. Want alles waardeur ons gaan, kon hy verander. Maar toe hy by Lazarus se graf gaan staan het, sê die Bybel, Jesus het geween. En ek het daaroor gaan dink, en ek het gewonder, hoekom het Jesus geween, as hy geweet het, hy gaan Lazarus kan uitroep, en hy sou weer lewe. En toe moet daaroor gaan sit en dink, toe dink ek wat my verteenwoordiger moet verstaan die pyn waar direct gaan as ek iemand in die dood afstaan. Maak nie saak of ek hom weer gaan sien of nie gaan sien. Wat saak maak is, hy verstaan my pyn. Ek het iets besef, toe allemaal die dood is, het ek so'n bietjie kop verloor tot hy dag. Ja, ek leid tot meneer. Sê jy, hier is nie ver nie, ons gaan hier oor my praat. Maar seker goed met my pla. Ek denk baie keer, as ek sê, hier is nie ver nie, of ek is nie gelukkig nie, en Jesus net sy hand so op sy pa gesit en sê, Dad, toe hy dag by Lazarus se graf. Ek weet hoe hy vriend. En die kwaad is nie. Ek weet wanneer hy gaan. Ek verstaan sy strijd. Ek verstaan sy seer. Ja, as jy nie daar in die posisie is, sal jy nie verstaan wanneer hy gaan. Daarom kan ek vanavond sê, ek kies hom as my verteenwoordiger elke dag van my leven. Amen.